verlosser en as Here. Here, in die vryheid wat kom met om U as ons verlosser en Here te hê. Wat so onmenslik is, Here. Wat so bonatuurlik is. Vader, ek vra dat ons vanaand U op 'n ander manier sal leer ken. Ek vra dat U vir ons sal 'n openbaring gee van wie U is as die Here, as Lord. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Soos dat ons besig is om te aanbid, kry ek net hierdie prentjie. Ek kry hierdie prentjie van 'n klein seentjie wat besig is om te hardloop uit by die huis. En hy hardloop en hy is op pad toe, want hy wil in die pad gaan speel. Want daar is geen beter plek as om in die pad te gaan speel nie. En ek sien hierdie prent van die vader, die pa wat agter hierdie kind aan hardloop en hy sê, nee my kind, jy kan nie soontoe hardloop nie, jy kan nie in die pad speel nie. Hoekom nie? Dis gevaarlik. Dis nie om die kind in te perk, om hom ongelukkig te maak, nie. Dit gaan absoluut daaroor, oor die veiligheid van daardie kind. En dis hoekom ons Papa God vir ons ook reëls gee. Dis hoekom hy vir ons wette gee. Dis hoekom hy vir ons morele lesse gee in die hele woord, om ons veilig te hou. En ek wil net graag hierdie boodskap, hierdie gedeelte, dat dit absoluut is uit liefde uit, dat ons gaan praat oor hierdie volgende boodskap. Nou, hierdie boodskap is, ek wil sê, glad nie in my comfort zone nie. Ek is lief daarvoor om oor boodskappe te praat, dele te praat van die woord, wat my inspireer oor sy liefde en oor sy nabyheid en hoe goed hy is. En is alles waar. Maar die Here het my hierdie week gechallenge. En glo my, ek het probeer uit hierdie tema uitkom. Ek sê, Here, is daar nie 'n ander een? Is daar nie asseblief 'n ander een nie? 'n Ander tema om hierdie hele jaar se aandkerk mee af te sluit, Here, en U kies hierdie ene. Maar ek glo dat die Here regtig vanaand iets gaan doen in ons harte. Soos wat ons gaan eindig met die jaar se aandkerk. En soos wat ons gaan aangaan na die vakansie toe en die volgende jaar. Daar's so baie wat kan gebeur in 'n vakansie, ons weet dit almal. So, ek wil graag begin met die preek. Why do you call me Lord? En jy weet, hierdie vraag, why do you call me Lord, is een van daardie vrae wat mens tot die hart toe pierce partykeer. Daar's baie ander vrae wat ook mense harte pierce. Ek meen, Jesus, God vra self vir Kain en Abel, waar is jou broer? Daar is 'n ouch. Ek hoop almal vang dit. My man het dit nie vanoggend gevang nie. So right. Ander vraag, Adam en Eva, waar is julle? Laaste vraag, Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? Hierdie is groot vrae. Hierdie is groot vrae wat pierce, maar een van die vrae wat my die meeste gepierce het, toe ek dit sien, toe ek sien dat dit in rooi geskryf is, dat dit Jesus self is wat vir ons elkeen vra, staan in Lukas 6, vers 46, en dit is dit, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Yes, ek kan voel die moment net gedrop. Ek kan voel almal soos, hoekom is ek hier vanaand? Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? En dit is die stem van Jesus, julle. Dis die stem van ons verlosser, wat dit vra. Nie net daai tyd nie, nie net in die Bybelse tyd nie, maar dit ekko oor eeue. En
En hy vra vir ons, vir my en vir jou wat hier sit, hierdie selfde vraag. Is ek net jou verlosser? Of is ek ook jou Here? Nou toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was daar regtig ongelooflik baie mense rondom hom. Is eintlik een van die bekendste teachings wat hy gegee het, die Sermon on the Mount. Ons het 'n hele reeks daar gedoen, seker so 2 jaar terug. En die Sermon on the Mount was 'n klomp mense en Jesus is besig om hulle te leer oor koninkryk lewe, hierdie kultuur van hoe om te leef as 'n Christen, as iemand wat waarlik Christus volg. En hy leer ons hierdie dinge, en soos wat hy oor die crowd kyk, terwyl hy besig is om te teach, sien hy dwars deur mense se harte. Want Jesus is God. Hy kan dit doen, hy is besig om te teach as ek hier teach. En hy kyk die mense in hulle oë terwyl hy teach, en hy kan sien wanneer daar hierdie wanbalans is, van julle luister, maar julle doen nie. En is 'n moeilike vraag wat Jesus vra. Dis nie 'n beleidvraag nie, dis nie 'n oppervlakkige vraag nie, dis 'n bitter moeilike vraag om te vra. Maar daar was baie mense daar, en baie mense wat geniet het om te luister na Jesus. Baie mense wat gedink het, ja, die teachings is nogals goed, dis regtig, dis lekker vir die hart. Maar dan bely hulle iets, maar hulle doen iets anders. En hulle erken hom nie as hulle Here van hulle lewens nie. Daar's 'n Duitse teoloog, ek gaan sy naam probeer uitspreek, Dietrich Bonhoeffer, en hy sê, only he who is obedient believes, and only he who believes is obedient. Ek gaan 'n oomblik gee. Only he who is obedient believes, and only he who believes is obedient. Met ander woorde, geloof sonder gehoorsaamheid is nie geloof nie. Met ander woorde, bekering sonder verandering is nie bekering nie. Christendom sonder Jesus as jou Here is nie Christendom nie. En jy is besig om jouself te val hier. So wat beteken dit as Jesus sê, hoekom noem julle my Here? Wat beteken die woord Here vir jou? Partykeer voel ons is dalk net 'n titel. Want ons gebruik dit almal, Here Jesus, wanneer ons bid, Here Jesus. Wanneer ons praat oor die Here. Ons gebruik hierdie as 'n titel, maar ons verstaan nie werklik wat dit beteken nie. So kom ons vat ons gou terug net na die Ou Testament toe. So in die Ou Testament is daar 'n oomblik waar God met Moses ontmoet. En God self openbaar homself as Yahweh. So dis die lettertjies hy, wav, okay, so Yad, hy, wawai. Yad, hy, wawai. Dis die Hebreëse letters. En dit translate na ek is. Dit is die God wat bestaan, wat nie mens nodig het om te bestaan nie. Hy is the all-consuming fire. Hy is sonder dat hy begin bestaan het. Hy is net nog al ewig. En dit is die God van die brandende bos. En nou, so hierdie Yahweh, hierdie woord in die ou tyd, was so kosbare naam vir God, dat hulle besluit het, die Jode besluit het, dat hulle nie hierdie naam eens kan sê nie. Dit is so kosbaar. Hulle kan dit nie eens sê nie. So hulle het besluit, dat hulle eerder 'n woord gaan gebruik, wanneer hulle lees Yahweh, dan sê hulle hierdie woord, Adonai. En Adonai is die woord ook vir Here. Nou, Here of Adonai beteken ook meester.
of eienaar. Die een wat besit. Die een wat lei, die een wat gesag het, die een wat gehoorsaam word. En Adonai beteken, ek behoort aan U. Meester, ek behoort aan U. U het die reg om my te lei. U het gesag oor my lewe. Jesus sê letterlik, ek het nou hier 'n bladsy geskiep, hou net gou vas. Hierso, my man se preek is nog hier, en nou sê ek soos, hierdie lyk nie soos myne nie. In elk geval. So, U het gesag oor my lewe. En hierdie woord Adonai kom oor die 450 keer voor in die Ou Testament. Nou, wanneer mens God Adonai noem, wanneer mens sê Here, in daai gebed wat jy sê, in die song wat jy sing, dan beteken dit letterlik, U beveel en ek gehoorsaam. Dit beteken letterlik, U lei en ek volg. Dit sê, U besit en ek dien. U is die een wat lei. U is die een wat beheer. U is die een wat my eienaar is. Wat ook al U sê, dit wil ek doen. Dan is daar nog 'n woord. En dis die woord Kyrios. Kyrios beteken Here, eienaar, absolute gesag. Nou wat baie interessant is van hierdie Kyrios woord, so dis die woord wat gebruik is vir Here in die Nuwe Testament, omdat dit in Grieks geskryf is. Ons is amper klaar met hierdie woorde, okay? Maar die vroegste Christene het hierdie woord gebruik. Jesus Kyrios. En dit was die vroegste belydenis van geloof. Dit was die vroegste belydenis van, ons het mos nou die belydenis van geloof van, ek glo in Jesus Christus, nee, op derde dag opgestaan, daai hele lang ene, julle weet waarvan ek praat, nee? Belydenis van geloof. Hulle belydenis van geloof was dit, Jesus Kyrios. Jesus is Heer. En daarin is alles ingepak van, dis waar ek my identiteit kry, dis wie vir my sê wat om te doen, dit is die persoon wat ek volg, dis die een waarin ek alles oorgee. Dis die een. En wat interessant is wanneer die vroeë kerk dit gesê het, Jesus Kyrios, was hulle actually besig om hulle lewens te waag. Want in die Romeinse ryk wat daar geregeer het, het hulle eintlik gesê, Caesar Kyrios. Ja. Hulle het gesê, Caesar is Here. En as jy durf sê, Jesus Kyrios, Jesus Kyrios, was jy besig om regtig op die edge te stap. Jy was besig om absoluut jou lewe te waag. En ons gebruik die woord so maklik. Hulle sit letterlik hulle lewens op die spel. En die Romeine was soos, okay, dis alright as julle in Jesus glo, maar moet net nie sê dat hy Here is nie. Net Caesar is Here. Klink dit nie baie soos baie Christene nie? Klink dit nie baie soos, ja Here, ek vat U as verlosser. Dankie dat U my skoon was van al my sondes. Dankie dat U nou al my sondes net wegvat en dat ek nou vry is en dankie dat U my seën en ja Here, dankie. Maar moet asseblief nie my Heer wees nie. Moet asseblief nie vir my sê hoe ek moet leef nie. Moet asseblief nie vir my sê dat ek nou nie meer hierdie lekker van wêreldse, aardse, lelike ding mag doen nie. Maar julle weet wat, Jesus is nie net ons redder nie. Hy is nie net ons verlosser nie. Hy is ook nie net jou beste vriend nie. Hy is Here. Hy is heerser. Hy is koning. En hy is die eienaar van jou hele lewe en my hele lewe. So, A.W. Tozer
Sê dit so. To accept Christ as Savior only and not as Lord is to divide Christ. This is not possible. Hoeveel van ons doen dit nie? Maar die Here is of die Here van alles, of is die Here van niks. Hy word nie gedeel nie. Ons kan hom nie buig en manipuleer dat hy inpas by wat ons wil hê nie. En dis hoekom Jesus vra, waarom noem julle my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Met ander woorde, hoekom erken julle die posisie van wie ek is, maar julle ou by my nie? Hoekom sing jy van my troon, ons het nou net so lekker, het was so amazing, dankie Richard, julle. Ons sing van sy glorie, ons sing van how we glorify him. Ons sing van hierdie dinge in die oomblik wat ons hier by die kerk is, voel ons dit, ervaar ons dit, bedoel ons dit soms. Maar dan, wanneer ons uitgaan na ons ware lewens toe, dan leef ons nie asof hy op die troon sit nie. Asof ons self daar sit. And if Christ be anything, let him be everything. If Christ be anything, let him be everything. Jesus deel nie die troon van ons hart nie. Hy sit daarop. Hy is die een wat daarop sit, nie jy nie. As jy nog daarop sit, dan beteken dit Jesus sit nie op die troon van jou hart nie. Dit is gevaarlik. En ons het 'n baie groot misverstand in ons generasie. En ek wil dit sommer dadelik net aanpak. Ons kultuur sê, Jesus is lief vir jou. Ja, dis absoluut waar, ek is die grootste voorstander van dit. Ek het 'n massive openbaring gekry van God se liefde en het my lewe verander. Maar wat ons begin doen het in ons kultuur en in die generasie is, ons het die evangelie so oor ons gemaak. Ons het dit so oor onsself gemaak, dat ons totaal en al die punt begin mis van waaroor dit gaan. En ons dink dat Christenskap beteken om net 'n beter weergawe van onsself te raak. And that's not it. We're missing the mark. Jesus wil jou nie net help om 'n beter weergawe van jouself te raak nie. Ons het regtig, ek het eintlik 'n grap hierin geskryf en ek het dit heeltemal gemis. Ek het al geskryf. Ons maak dit so baie oor onsself dat ons die hoofrolspeler is van ons eie sepie en dan moet ek 7de laan dingetjie sing. En toe mis ek dit, maar is okay. Ons laat nou weer vang. Anyways, dat was die enigste grapie vir die diens, ek hoop julle het dit geniet. Okay. So, ja, dis 'n baie diep topic, julle. Jesus het nie gekom om 'n beter lewe vir jou te gee nie. Hy het gekom om jou lewe oor te neem. Ja. Hy het nie gekom om jou lewe te verbeter, hy het gekom om jou lewe oor te neem. Hy is nie 'n toevoeging tot jou lewe nie. Daar agter, julle, hy is nie 'n toevoeging tot jou lewe nie. Hy is die lewe. Hy is die Here. Hoor gou hierso. Weer Bonhoeffer wat dit sê. When Christ calls a man, he bids him come and die. Dis wat hy sê. He bids him come and die. Tel op jou kruis en laat gaan van self. En al jou selfish desires en dat jy nog op die troon sit en dat jy jou eie Here van jou eie lewe is. Dat jy jou eie besluite maak. Come and die. Want dis waar jy ware lewe gaan vind. Daar's hierdie storie van die kar. Imagine jy ry 'n karretjie op die freeway. En ewe skielik, hey, daar's Jesus. Hy sien hom op die pad, hy stop, het 'n ontmoeting met hom.
great, Jesus, dankie, jy's my verlosser. Jy kan my in die boot klim. Okay. Of, jy ry en, Jesus kan nie in die boot klim nie. Jesus, ek kan in die backseat sit. Dis dan beter. Okay, nou ry ons. Jesus sê, nee, ek is nie 'n backseat driver nie. Want jy wil jy moet in die backseat sit, sodat hy net vir jou kan aandui links of regs, maar jy gaan nog steeds besluit, of jy links gaan draai, of jy regs gaan draai. Dis nie wat hy wil hê nie, dis nie die tipe oorgawe nie, dis nie die tipe Here wat hy is nie. Hy wil hê, dat die kar moet stop, dat jy moet uitklim, dat jy die sleutels vir hom moet gee, en dat hy jou lewe bestuur. That's what he wants. That's what he's worthy of. Want hy is Here. So, waarom begin Jesus met hierdie vraag? Ons kan gou weer teruggaan na daai vraag toe. Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen wat ek sê nie? So konteks, Jesus is besig om te praat, ek het dit net gesê, op die Sermon of the Mount, hierdie massive preek, Jesus is besig met die Beatitudes, wat ek altyd genoem het Beatitudes, want dit is beautiful, en hy praat oor die liefde vir jou vyand. Hy praat oor, moenie oordeel nie. Hy praat oor vergifnis. Hy praat oor die boom en sy vrug. Jou lewe gaan jou lewe en die aksies wat jy doen, gaan die evidence wees van of jy 'n goeie boom is en of jy 'n slegte boom is. Oor mense se karakters. Hy praat oor hierdie dinge. Hy is besig om 'n kultuur te skep vir die mense wat wil glo in hom, wat hom wil volg. So hoekom vra Jesus dan 'n vraag? Want hy het net al hierdie commandments gegee van doen dit, doen dit, doen dit. Nou ewe skielik vra hy 'n vraag. Hoekom doen hy dit? Want hy is besig om vir jou die bal in jou koord te gooi. Om te sê, ek ken jou hart. Maar ondersoek jy bietjie ook jou eie hart. Weet jy ooit wat hier aangaan? Weet jy ooit of ek regtig Here is in jou lewe? Dis hoekom Jesus vra. Hy vra basies hierdie vraag om jou te dwing, om jou eie hart te gaan ondersoek. Nie jou kerkgang nie. Nie hoeveel jy bygedraai het hierdie jaar vir die kerkfonds nie. Hy vra nie gaan ondersoek jou playlist op jou worship playlist nie. Hy vra ondersoek jou hart, ondersoek jou fondasie, ondersoek jou loyaliteit, ondersoek jou gehoorsaamheid. Doen jy wat hy van jou vra? Doen jy wat reg is? En Jesus vra vandag presies hierdie selfde vraag vir my en jou. Is ek net die Here op jou lippe? Of wys dit in jou lewe? In ons kultuur, ons sing baie, prys die Here. Die Here is goed. Jesus is Here en ons is so gewoond daaraan. Ons gebruik hierdie woord so baie, julle. Maar nie een keer in die woord van God, as hulle die woord gebruik het, die Here, was dit sonder hierdie amazing awe vir God nie. Nie een keer was dit ligtelik gesê nie. Nie een keer nie. Elke liewe keer wat hierdie woord Here voorgekom het, was dit met obedience en reverence. So, nou dat ons verstaan wat Yahweh beteken. Ek dink ek het dit baie mooi vir julle gesê nie. Yahweh beteken die selfbestaande een, die ewige een, die een wat nie verander nie, die een wat nie van mense afhanklik is nie, die een wat alle gesag dra. Alle gesag. Dis die God wat ons dien. So hy vra, waarom
noem julle my Here en doen nie wat ek sê nie. Die Grieks herhaal dit actually. Hy sê, Kyrie, Kyrie. Here, Here, hoekom noem jy my Here, Here? Ons is partykeer so oordrewe met ons woorde. Here, Here. Ons lewens wys dit nie. En dit is asof Jesus sê, julle sê die regte dinge, maar julle bou nie die regte fundament nie. Maar hoor hierso, hierdie vraag, alhoewel dit 'n baie harde vraag is, alhoewel dit 'n baie reguit vraag is, dit snydend voel, is hierdie vraag nie 'n dreigement nie. Dis nie veroordeling nie, dis nie beskuldiging nie. Dis 'n uitnodiging. Julle, dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging na egtheid. Egtheid. Dis die herder wat roep, my skape, my kinders, kom, leef anders, en laat jou lippe en jou hart begin ooreenstem. En ons leef in 'n tyd waar mense regtig hou van Jesus, hulle hou van Jesus, hulle hou van kerkhou, hulle hou van aanbidding, hulle hou van God se seën, maar nie van die heerskappy nie. En ons kultuur het Christendom geskep waar Jesus mag in spraak lewe, maar hy is nie Heer nie. Maar die Bybel sê hy is Here. Hy beveel en ons gehoorsaam uit liefde. Daai is die kruks, uit liefde. Nou net so vinnig, Jade het gesê ek moet nie soveel quotes insit nie, maar die quotes is regtig goed, hoor gou hierso. Spurgeon sê, if Christ is not Lord over your life, he is not your Savior either. Hoor julle? If Christ is not Lord over your life, he is not your Savior either. Tozer sê, salvation apart from obedience is unknown in the scriptures. Keller sê, you cannot negotiate with a king. Hy is die koning. Hy is ewig. En as jy hom aanvaar het as verlosser, dan kan jy dit nie skei van die Here nie. Jy het 'n besluit gemaak, die dag toe jy gesê het ja vir Jesus, dat hy ook jou Here gaan wees. So ons gaan vanaand ons harte ondersoek, soos wat hierdie vraag intended was. Ons gaan ons harte ondersoek en ons gaan ons lewens moet ondersoek. Ons gaan moet terugkyk na, hoe lyk my laaste maand? Hoe lyk my laaste week? Hoe obedient is ek aan die stem van God en die opdragte wat hy gee in sy woord? Want as ek nie 'n lewe van obedience leef nie, is ek dalk besig om te negotiate met die koning. Is ek dalk besig om salvation te claim aan die heerskap nie. So, hier's 'n vraag net om gou daai 'n toetsie te doen vir jou lewe, in obedience. Hier's die toetsie. Wanneer laas het jy iets gedoen wat jy nie wou doen nie, maar omdat God gesê het jy moet, het jy? Wanneer laas het jy iets gedoen wat jy regtig nie wou doen nie, maar jy het, want God het jou gevra om te doen, of jou beveel om te doen? Mense moet mooi dink. Of gaan ons dalk net deur ons lewens met Jesus in die boet? En na hierdie vraag wat so gepierce het, dan gee Jesus vir ons hierdie illustrasie, regtig hierdie mooi illustrasie. Hy vertel ons van twee mense, twee bouers, en die een bouer is die een wat hoor en doen, en die ander bouer is die een wat hoor, maar nie doen nie. Ons net twee opsies, julle,
ons is by een van die twee. Daar is nie 'n grey area hier nie. Daar's net twee opsies. Of jy hoor en jy doen, of jy hoor en jy doen nie. En Jesus beskryf hierdie twee bouers, ons kan dit saam lees, in Lukas 6 vanaf vers 47. Ek sal aan julle verduidelik hoe dit is wanneer iemand na my toe kom, na my onderrig luister en my gehoorsaam. Dis soos 'n man wat 'n huis bou op 'n sterk fondasie, wat op 'n rotsbasis gelê is. En wanneer die vloedwater styg en die huis tref, staan dit stewig, want dit is goed gebou. Maar enige een wat luister en nie gehoorsaam nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament bou. Wanneer die vloedwaters teen daardie huis aanbruis, sal dit tot 'n puinhoop in mekaar stort. Die een bou op die rots en die ander een bou op die sand. Maar let wel, is baie belangrik dat ons verstaan, hulle albei is besig om te bou en 10-10-1 lyk hierdie huise presies dieselfde. Die dak lyk dieselfde, die mure lyk dieselfde, die woorde van ek glo in Jesus klink dieselfde. Alles lyk dieselfde, maar daar's een verskil. Die fondament. Die fondasie. En jy weet, die wêreld sien ons dak. En die kerkmense sien ons mure. Maar dit is slegs God wat jou fondasie sien. Dis net hy wat kan sien tot reg diep in die binnekant. So dis die wyse man. Die wyse man grou diep. Hy grou diep tot by die rots. Waardeur grou hy? Hy grou deur emosie. Hy grawe deur tradisie. Hy grawe deur self-righteousness. Hy grawe deur gemak. Hy grawe deur sondes tot by die rots. Dit beteken hy luister nie net preke en doen dit nie. Hy luister preke en hy verander. Dit beteken hy stop nie net wanneer daar trane, oomblik van emosie is in die worship nie. Hy stop nie net daar nie. Hy verander. Hy word gehoorsaam. Hy is nie net 'n Sondag Christian nie. Hy is 'n Maandag tot Sondag gelowige. En hy bou stadig en eerlik en met karakter. Ons wil soms so vinnig goeders hê, vinnige seën, vinnige antwoorde, vinnige worship, vinnige preekie, vinnige atmosfeer, vinnige emosies. Maar die ware disippels grawe diep. Is jy 'n ware disipel? Grawe jy diep? Of wil jy soms 'n bietjie vinnig? Die tweede tipe man is die dwaase man wat gebou het op die sand. En die dwaase doen nie moeite nie. Hy leef op gevoel, gemak. Jy weet, ek voel, ek gaan nou maar hierdie ding doen. Gemak, dit is nou voor my so, ag kom ek doen nou maar die ding. Wat nie eintlik in God se wil is nie. Here vra my om vir hierdie persoon nou te bid, maar ek het nie nou tyd nie. Die Here vra my om nou ietsie te gee vir hierdie ouetjie, maar ek kan dit eintlik gebruik vir myself om gou-gou 'n stokkie lekker te gaan koop. Gemak. Nie baie diep nie. Is baie oppervlakkig. Hy hoor die woord, maar hy doen dit nie. Kom elke Sondag. Wie kan vir my sê wat ons laasweek oor gepreek het? Verander die woord jou. Verander die woord jou. Wanneer jy op die sand bou, bou jy op mense se opinies. Wanneer jy op die sand bou, is dit op kultuur wat jy bou. Dis op gemak, op eie wil. Dis op godsdienstige taal. Julle, ek het al soveel gesprekke gehad met mense. Dan loop hulle op die straat, ek hoor hulle praat, dan kom hulle hier in by die kerk. Goeiedag, suster.
Wonderlik om jou te sien, ja, die Here is goed. Nee, ons kan nie kla nie. Godsdienstige taal, wat hulle aangeleer het, en is so vlak. Daar's niks fondasie nie. En wat Jesus sê in sy illustrasie is, wanneer die storms kom, nie if nie, wanneer die storms kom, gaan daardie sand vlak fondasie in mekaar instort. En jy gaan 'n lewenskrisis hê, want jy het niks om op te staan nie. So, hoe lyk 'n rotsbouer in 2025? 'n Rotsbouer, eerstens, wil ek vir julle sê, is nie perfek nie. Okay. Dink almal kan nou weer asemhaal. Rotsbouer is nie perfek nie. Hy val ook, ja, hy maak foute. En hy huil partykeer, maar die verskil is, daar's fondasie, daar's diepte, en die fondament is gehoorsaamheid. Die fondasie is gehoorsaamheid. Die rotsbouer begin elke dag met die woord, hy spandeer tyd saam met God, hy maak sy besluite op grond van die skrif. Ek moes hierdie op die bord gesit het, julle moet dit neerskryf. Hy maak besluite op grond van die skrif, nie emosie nie. Hy sê nee vir sondes, al is dit reg voor hom. Hy gee sy tyd en sy talent en sy skat vir die koninkryk. Dit is 'n belangrike een. Nie baie van ons wil dit doen nie. Hy reageer op die Heilige Gees se stem. Hy leef anders selfs wanneer niemand kyk nie. En hy bly reageer in liefde, selfs te midde van die konflik. Julle, ons gaan in 'n vakansietyd in, waar families gaan bymekaar kom. En I know, ek meen, daar gaan mense in dieselfde kamer as jy sit, besig om te eet, wat jy net voel, kan ons net asseblief klaar maak met die 25 Desember. En dit gaan so toets wees vir ons almal. In die midde van hierdie oomblik waar daar kan konflik wees, wat sê die woord vir ons? Laat gaan jou bitterheid. Maak vrede. Vergewe. Dis obedience. Dit is obedience. Dis die fondasie. Dis wanneer jy gaan bou aan daardie fondasie. En ons soveel ander idees wat ek nou in my kop op ek meen, as jy dalk jong mense, jy wil dalk uitgaan na kuier toe. En jou ouers sê nee. Wat gaan jy doen? Gaan jy uitsneek en jou ouers niks sê nie? En dan met traai terugkom, ek weet nie hoe nie, deur die venster. Wat gaan jy doen? Want die woord sê, eer jou vader en jou moeder. Want wanneer jy kies om jou ouers te eer, is jy besig om te bou. Jy is besig om diep te grawe. Vrouens, weer is moeilik, maar ons moet ons mans onderdanig wees. Wanneer jy op sy kop sit, Tannie Mara. Wanneer Tannie op oom Harry se kop sit. Julle, ons dames doen dit. Want dis die kultuur waarin ons leef. Is jy nie besig om die woord van God te eer nie? You're not being obedient. Wanneer jy submit tot sy leierskap, dis wanneer jy besig is om te bou.
en te grawe. Diep te grawe en diep te bou. Mans, wanneer julle lewens neerlê, pregnancy hormones, my man's 'n baie goeie man hoor. Okay. In die laaste 3 maande het ek regtig gesien hoe my man sy lewe neerlê vir my. En wanneer jy dit doen, is jy besig om te grou en te bou. Lei jou vrouens, lei jou vrou, nie vrouens nie. Lei jou vrou na God toe. Lei haar. Moenie haar weglei nie, moenie haar verkleineer nie, moenie. Lei haar na God toe. Hê haar lief. Soos wat Christus sy lewe neergelê het vir die kerk. En dan, wanneer jy obedient is, en die storms kom, en dit gaan kom, en die moeilike tye kom, en there's tossing, en there's turning, en dan sê God, bou op my woord, bou op my wil, bou op my, dit wat ek vir jou sê om te doen, bou op my kruis, want alles wat jy op Christus bou, gaan nie kan val nie. Het gaan nie kan tuimel nie, dit sal staan en dit sal oorleef. En dit sal oorwin. En hierdie preek, ek voel regtig, hierdie preek kort meer as net, eerste was 'n great word, of, ja, ek voel nou 'n bietjie hier in my hart, nie lekker nie. Hierdie preek, ek voel Jesus vra vanaand jou oorgawe. Hy vra vanaand jou oorgawe. Hy vra vir 'n fundament besluit van wie is die Here van jou lewe. En as jy eerlik sê, ek besef, ek noem die Here, maar eintlik obey ek nie U orals nie. As jy besef, ek kan bid hom, maar ek gehoorsaam hom nie, ek volg hom nie, ek bou eintlik bietjie op sand, ek grou nie diep nie. As jy dalk hom nog op die backseat het, van die boot het, as jy hom net toelaat om inspraak te lewer, maar nog nie heeltemal die sleutels vir hom gegee het nie. As dit jy is, en jy sit hier en jy besef, yes, ek is 'n hoorder, en ek is nie 'n doener nie. Dan is dit vanaand nie skaamte nie. Dis grace. Dis die genade van God, wat vanaand vir jou 'n openbaring gee. Om te sê, voor die vakansie begin, want ons is lief daarvoor om 'n breek te vat van die Here ook, as die vakansie begin. Kies nou. Kies om hom die Here te maak van jou lewe. Werklik. So as dit jy is, gaan nie enigiemand vra om op te staan nie. Dink ons gaan almal opstaan. Wil ek net hê jy moet hierdie gebed saam met my bid. En jy kan dit agter my aanbid. Smok toe ons oë. Ek kan dit hardop bid. Here Jesus, vandag kom ek voor U. Ek gee my hart, my lewe,
my hele wese vir U. Ek bely, U is nie net my verlosser nie. U is my Here. Lei my, regeer oor my, vorm my, verander my, maak my 'n rotsbouer. Heilige Gees, vul my. Gee my die krag om te gehoorsaam. Ek kies U wil bo myne. Ek kies U woorde bo my gevoelens. Ek kies U rots bo die sand. Ek kies om die sleutels heeltemal oor te gee aan U. Jesus, wees die Here van alles in my lewe. Ek behoort aan U. Amen. Amen. Mag hierdie begin wees vir jou van 'n amazing journey. Ontvang net hierdie seën. Kom ons staan net op en ons ontvang net hierdie seën. Net so as 'n teken dat jy ontvang, maak net op jou arms, maak op jou hande en ontvang die seën. Mag die Here Jesus Christus, die enigste ware Here, mag hy jou hart vul met sy genade en jou fundament vestig in sy waarheid. Mag jou lewe dra deur elke storm, jou huis bou op sy rots, jou familie beskerm met sy teenwoordigheid, jou woorde vorm met sy sagtheid, jou keuses lei met sy wysheid, jou wil buig onder sy koninkryk en jou gees vul met die krag van die Heilige Gees om Jesus nie net te noem nie, maar te volg, nie net te sing nie, maar te gehoorsaam, nie net te bely nie, maar te leef. As jou Here, as jou koning, as jou rots, as jou alles. In die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees.